Ek sien jou waar jy is met infrarooi. Nou ja, hier is ons nou vandag saam met 'n baie belangrike gas. Sy is nou 4 maande oud. Dis nog baie klein. En saam met my suster Lizani en die babatjie is nou Zani Lee. So baie welkom julle tweeetjies hier so by Infrarooi. Baie dankie. Baie dankie. Baie welkom. Hallo. Okay, nou ja, soos ons nou voorheen gesê het, die verband tussen 'n baba en 'n moeder en God en ons wat sy kinders is baie nou aan mekaar. Nou jy het nou obviously eerstehands experience daarin. Ja. So vertel ons so 'n bietjie van die goeders. Wel, ek het gedink ek gaan maar sê eerste hoe dit begin, want dit is belangrik om te verstaan hoe naby jy aan hierdie klein dingetjie eintlik is, want as 'n mens single is en ek kan dit nou sê uit experience, dan jy weet jy sien kinders, maar jy besef nie regtig, jy weet waaroor gaan dit. Jy het nie daai band met die kinders nie, is maar net vir jou nog 'n kind. Ja, dis maar net 'n cute ou klein nou dingetjie en partykeer dink jy ewen jy weet wat jy wil nooit kinders hê nie, nee dankie. Hou hulle van my af weg. Ja. Maar as jy nou verwagtend raak, dan is dit eerstens vir jou 'n groot skok. Jy weet, jy As kan jy nog nie beplan het nie. Ja. nee, ewenal het jy dit beplan. Dis vir jou iets anders, dis vir jou iets weers, want jou liggaam gaan deur al hierdie veranderinge en so aan. Okay. En dan naderhand soos wat jy verder in jou swangerskap gaan en so, dan kom jy agter maar hier is eintlik 'n mensie hier binne in jou. Jy weet, jy het 'n ietsie ekstra gecreate. En dan, ek dink dan besef jy eintlik vir die eerste keer dat God is baie groot. Want hy het hierdie klein dingetjie vir jou gemaak. Hy het dit in jou gemaak en jou liggaam kan dit create. Jou liggaam kan verder aangaan met die proses. Ja, jy weet. Ja. En jy kan nie besef dat so baie goeders kan eintlik in jou liggaam gebeur. Ja. Ek bedoel dis 'n hele lewe wat gecreëer word, 'n hele mens en dit alles gebeur hier binne in jou liggaam. Ja. Mens kan nie anders as om te dink daar is 'n God wat of iemand wat dit moes gedesign het en wat dit moes georgestreer het dat dit moet gebeur. Ja. En as jy nou elke maand so kyk, dan sien jy die oë word gevorm en dan die handjies en dan die hart en allerlei sulke goedjies en dan besef jy eintlik hoe het die Here jou gecreate. Ek meen van Adam en Eva se kant af het hy die handjies, die voetjies, alles gemaak. Ja. En dit is alreeds klaar 'n groot ding wat in jou gebeur, want jy begin agter te kom wat gaan hier aan. Ja. En dan uiteindelik breek die groot dag aan. Ja. En jy kry die ou klein dingetjie waarvoor jy vir 9 Maar ek wil nou eers vir jou sê, gedraai. jy as 'n moeder nou wat nou hierdie ding het en jy's nou swanger met hierdie dingetjie. Hoe voel jy as moeder terwyl jy hierdie dingetjie in jou het? Ja, kyk, jy gaan deur 'n groot klomp fases baie vinnig. Ja. Jy gaan van single, jy weet, na hierdie protective mother. Ja. Jy weet, hierdie ewe skielik verstaan jy jou eie ma. Jy change totally. Jy weet, die Here het gekom en hy het jou as vrou so gecreate dat jy kan omgee vir hierdie kleintjie wanneer sy nou uiteindelik uitkom of hy. So jy het 'n definitiewe band met die baba onmiddellik gevoel van dat jy het. Ja, wel later aan, nader aan die einde. Okay. Dan begin jy nou te besef waaroor dit gaan. Okay. So ja, jy word 'n ma. Jy moenie dink jy's nie reg nie, want jy change dadelik sodra jy swanger word. Okay, en dan sien dan nou die groot dag. Ja. Dis nie altyd maklik nie. Niemand het gesê dit gaan maklik wees nie, maar dit is so. Wanneer sy vir die eerste keer in jou arms lê, dan besef jy wat het die Here nou eintlik vir jou gedoen. Dat hierdie mensie het al hierdie maande in jou gekom en hier is sy nou. 'n pragtige, volledige kindjie. Ja, volledige mens. Ja, en dan is dit so dat jy dadelik die liefde ervaar. En dan het jy hierdie band. Ja. En dit is 'n onbreekbare band. Jy kan niks daarmee doen nie. En jy weet, toe ek dit besef het, toe sê die Here vir my, jy weet, dit is hoe ek jou liefhet. En ek dink jy sal dit nooit vang as jy nie 'n kind het nie. Ek dink nie jy sal besef hoe lief die Here jou eintlik het tensy jy 'n kind het nie, want jy's so een met hierdie klein dingetjie.
Ja. Jy sal jou lewe vir haar gee. Ja. Jy sal jou hele lewe vir haar gee. En ek dink dit sal jy eers besef wanneer jy haar in jou hande hou. Nie noodwendig as jy swanger is nie, maar wanneer jy haar het. Dan. En toe sê die Here net vir my, ek kan dit so goed onthou, ek dink dit was 2 weke na die geboorte, toe sê die Here vir my, besef jy nou hoe lief ek jou het? Jy weet, want dit is 'n onbreekbare liefde. Ja, jy kan dit nou verstaan, jy kan nou daardie vergelyking maak. Ja. En nou verstaan jy hoe erg dit vir hom moes gewees het om sy eie seun vir jou te gee. Ja. Want hy het inderdaad vir ons gesterf. Exactly. So hy het hierdie klein dingetjie, het hy geweet gaan eendag gemartel word. Ja. Jy weet, gaan nie 'n mooi dood hê. En hy het dit geweet en hy het dit nog steeds gedoen. So dit moes baie van hom gevat het En om jy dit is te doen. bereid om dit te doen vir hierdie klein dingetjie. Ja. Nou ja, ons gaan net gou 'n vinnige breek vat en ons is nou weer terug by julle, so bly net waar jy is, ons is nou weer terug.